Die hoeveelheid boodskappe wat ek al ontvang het van vrouens wat vir my boodskappe stuur en sê hulle mans het hulle verneek of hulle mans kan nie ophou na pornografie kyk nie of hulle mans flirt met ander vrouens en dan gee hulle mans nog vir hulle die rede ook oor hoekom hulle dit mag doen, is ontelbaar. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek al sulke boodskappe gelees het en dit breek my hart nie. Miskien is jy 'n man wat in hierdie posisie is waar jy nie kan ophou om met ander vrouens te praat of jou oë dwaal in 'n posisie of plek waar dit nie moet wees nie. En jy's getroud, en jy's 'n pa en jy het kinders en jy het 'n goeie werk, of jy's in 'n posisie waar jy dit wel doen en jy sê vir my wel ek het nie 'n goeie werk, dit gaan nie goed met my nie, my finansies is onder, my geld is net op, ek kom nie uit elke maand nie en jy weet jy's in hierdie plek en put met skuld waar jy net nie kan uitkom nie. Wil ek vandag vir jou gou ietsie vertel. Ek het 'n ou geken wat ongelooflik baie, hy was 'n multimiljonêr geweest. Hy het ook deur 3 of 4 huwelike alreeds gegaan. En toe hy deur sy laaste een gegaan het, was hy net so klaar met dit dat hy maar net vir 'n girlfriend gekry het. En elke keer dan hoor ek hy saam met hierdie girlfriend in hierdie hotel en hy saam met hierdie girlfriend in daai hotel en dan sy daar. En eendag stop ek hom en ek sê vir hom, as jy nie gaan ophou met jou rondslapery nie, dan gaan hierdie jou hele lewe kos. Jy gaan al jou geld verloor en die Bybel sê 'n pyl sal jou lewer split. In Spreuke 7 vers 23 sê dat 'n pyl jou lewer sal split. Ek sal dit vir jou nou lees. En hierdie oud vir my gesê, weet jy, los my uit. Ek's 'n groot mens. Ek kan doen wat ek wil. Toe sê ek vir hom, jy kan so groot wees soos wat jy nou is, maar as jy voor God staan, is jy net so klein. En seksuele immoraliteit staan nie voor God nie. Die Bybel sê dat elke seksueel immorele persoon sal nie die koninkryk van God ingaan nie. En dit beteken masturbasie, pornografie, slaap met mense waarmee jy nie getroud is nie, is alles sexual immorality. Die seks is vir die huwelik bedoel, vir 'n huweliksbed bedoel. En God sê jy moenie die huweliksbed onrein maak nie, want jy sal nie ongestraft gaan nie. Ek gaan vir jou vinnig ietsie lees in Spreuke 6 vers 26. Sê die skrif hierso en jy moet dit mooi hoor, want God lieg nie. Hy sê hierso in vers 24:25 sê in die Passion Translation sê truth will protect you from immorality. Die waarheid hou jou veilig van immoraliteit af. And from the promiscuity of another man's wife. Your heart won't be enticed by her flatteries or lust over her beauty. Nor will her suggestive ways conquer you. En dan vers 26. Prostitutes reduce a man to poverty and the adulteress steals your soul. She may even cost you your life. Wanneer jy in enige vorm van prostitusie, enige vorm van seksuele immoraliteit, enige vorm van pornografie, masturbasie of rondslapery is, dan sê die Bybel, jy sal van 'n brood na 'n krummel toe gaan. Met ander woorde, dat armoede jou porsie sal raak. Ek nog nie een ou ontmoet wat net rondslaap soos wat hy wil en armoede is sy porsie nie. Jy kan ook nou vir my sê, ja, maar wat van die en daai ou? Ek ken klomp mense soos dit. Hoor gou vir my. Daai lyn is nog net nie getrek nie. Daai lyn gaan getrek raak, want God lieg nie. Net omdat jy dit nie nou sien nie, beteken nie dis op pad nie. Dis op pad. Nie in my en jou tyd nie, in God se tyd. Hoor gou Spreuke 7 vers 23. Nee, hy sê hierso van vers 21 af sê, he was swayed by her sophistication, enticed by her longing embrace. She led him down the wayward path into sin and disgrace. Quickly he went astray with no clue where he was truly headed. Taken like a dumb ox alongside the butcher. She was like a venomous snake, coiled to strike. So she set her fangs into him. Vers 23. He's like a man about to be executed with an arrow right through his heart, and like a bird that flies into the net, unaware of what's about to happen. And the ESV, the English translation say, till an arrow pierces its liver, as a bird rushes into a snare, he does not know that it will cost him his life. Enige vorm van seksuele moraliteit sal jou lewer kos. Daai vriend van my is hemel toe, hy het reggemaak met God op die laaste tyd van sy lewe. Hy is gedoop, hy het Jesus gekies, hy het klaar gemaak met sy sonde, maar hier is die slegte realiteit. Sy multimiljoene het weggegaan na 20 of 30.000 'n maand toe en hy's dood aan lewerkanker. En hy is nie die eerste geval wat ek van weet, van mense wat in seksuele moraliteit was, wat ryk was, brandarm geraak het en in lewerkanker afgesterf het of gesukkel het met dit nie. En vandag wil ek jou waarsku, as 'n boetie en as 'n vriend, as jy met dit besig is, dan moet jy nou 'n einde kry tot dit. En as jy nie 'n einde kan kry nie, jy wil graag ophou, jy weet nie hoe nie, ek gaan nou saam met jou bid. Want ek wil ook hê, jy moet vir my in die comment section sê, ek is moeg en klaar, ek soek hulp. Dan gaan ek vir jou in kontak sit met mense wat jou wel kan help.
Vader, ek dank in die naam van Jesus, van elke persoon wat nou hier kyk, wat sukkel met enige vorm van welis, last, 'n plek waar hulle rondslaap met mense waarmee hulle nie getroud is nie. Vader, waar pornografie en masturbasie 'n groot rol in hulle lewe speel en hulle net nie kan klaarmaak met dit nie. Waar armoede hulle oorval het en hulle weet nie hoe om uit dit uit te kom nie. In Jesus se naam bid ek vandag dat elke vorm van last oor hulle gebreek sal raak in die naam van Jesus, dat dit geen houvas meer op hulle het nie. Vader, ek bid die gees van armoede sal lig van hulle af in die naam van Jesus, dat U hulle sal wysheid gee om goeie besluite en keuses te kan maak in die pad vorentoe. Vader, ek bid vir elke man wat hierso kyk, wat dalk in die posisie is waar hy besig is om sy vrou te verneek en sy rug op sy familie te draai, dat die Heilige Gees 'n oortuiging in sy hart sal bring, dat hy sal teruggaan, bely sy sonde en regmaak waar hy verkeerd gemaak het in die naam van Jesus. Ek bid dat daar genade sal wees, herstel sal kom, Here, en dat U die regte mense rondom hulle sal sit om ook vryheid te kan bring en hulle deur hierdie moeilike tyd sal vat en stap tot daar totale genesing en herstel sal kom in hulle families, in hulle eie lewens, in hulle gesinne en in hulle finansies. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.